Vandag wil ek met jou praat oor die tema van bladsye na hart. Van bladsye na hart. En dit gaan oor die manier hoe jy die Bybel sien en die manier hoe jy tyd met die Bybel spandeer. En ek wil dit so sê, hoe ons die Bybel sien en dit wat hoe ons met die Bybel moet omgaan, dit moet meer wees as net 'n boek. En dit moet meer wees as net lees. Dit moet 'n geesvervulde tyd wees, waar die Here ons harte aanraak, waar hy ons harte uitdaag, om hom te gehoorsaam, om iets vir hom te doen, om iets te verander in ons lewens, om iets te bevestig. En as dit nie dit is nie, en dit word net lees, dan gaan dit 10-10-1 ophou, dan gaan jy nie committed wees daarin. En ek wil vandag met jou praat oor die 4 beginsels, ek noem dit die 4 V's. Die 4 V's van Bybel lees, wat juist maak dat ons hierdie shift kan maak van net boek, net blote boek en bladsye na hart. Ek wil begin met die eerste een. Die eerste V is vooraf bepaald. Vooraf bepaald. Stem jy met my saam? Met enige iets waarin jy wil groei, of dit nou is gym, en of dit 'n stokperdjie is, en of jy wil leer hoe om brood te bak, of sekere kosse te maak, of dit studies is, of dit werk is in jou werk, met enige iets waarin jy wil groei, dit vra dat jy 'n vooraf bepaalde commitment maak, om tyd en effort daarin te sit, né? Hoekom sal dit anders wees met die Bybel? Dit is net so met die Bybel. En ek wil vir jou lees wat sê die psalmskrywer in die heel eerste psalm, die heel eerste 3 verse. Hy sê, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie. En nou gee hy die teendeel van dit. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, hoe doen ons dit? Hoe moet ons Bybel lees? Dit dag en nag oordink, daagliks. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hier sê hy vir ons, as jy goddelike vrug wil dra, moenie net luister vir mense in die wêreld nie. Moenie net videoetjies kyk en boeke lees en praat met mense van die wêreld om in hierdie wêreld suksesvol te wees nie. Jy moet met alles in jou glo, net die Here kan jou regtig jou lewe betekenis gee en waarlik suksesvol maak, en die Bybel is in die hart daarvan. So jy maak 'n commitment om daagliks met die Bybel besig te wees. Nou familie, hierdie daaglikse commitment, kom ons wees prakties en ons noem dit 'n afspraak. Dis 'n vooraf bepaalde afspraak wat ek met die Here moet maak om by my Bybel uit te kom. As jy met 'n vriend of 'n vriendin 'n koffieafspraak het, of 'n etensafspraak, wat is die 2 details wat crucial is in 'n afspraak? Tyd en plek. Tyd en plek. Dis die twee eenvoudige, maar tog crucial gedeeltes in 'n afspraak. Die ou, kan ek jou nou sê, die ou wat môreoggend gaan opstaan en Bybel lees, is die ou wat 'n tyd het wat hy Bybel gaan lees, wat hy Bybel wil lees, en is die ou wat 'n plek gekies het waar hy sy Bybel reeds reg sit, en dan staan hy môreoggend daai tyd op, of in die aand of die oggend mag wees, maak nie saak nie, maar hy kies dit, hy sit sy Bybel reeds reg oop daar, dis die ou wat gaan Bybel lees. 'n Ou wat opstaan en net sê, ek sal sien hoe ek voel, ek sal kyk, ek weet ek moet, en ek wil, maar ek sal check net hoe gaan my dag, en hoe ek voel, en of ek moeg is môreoggend, of hoe ook al dit mag wees, so ou gaan nie Bybel lees nie. Ten minste nie konstant nie committed nie, en dit sal 10-10-1 ophou, want as jy dit nie konstant doen nie, dan het dit ook geen effek nie. Vir ons as 'n gesin, is ons tyd eerste ding in die oggend, so ek en Gail sal opstaan, en dan gaan ons kombuis toe, ons sit die ketel aan, en dis ook waar ons Bybels is, reg by ons ketel, by die kombuistafel, en dan is ons 4 Bybels reeds daar die vorige dag klaar reg gesit, en dan spandeer ons net 'n paar minute, 15 minute, waar ons net sit, en ons elkeen lees ons eie Bybel,
En ons spandeer elkeen privaat, bietjie tyd in gebed daar. Daar was 'n tyd gewees toe ons met die kinders, toe hulle bietjie kleiner was, toe ons met hulle op die bed gesit en lees het, net tot onlangs, en ek vir hulle gelees het, en dan ek en Gelma vir hulle gelees en verduidelik, en ons het gebid. En ek het net besef, hierdie kinders kom elke dag na my toe nou met 'n nuwe ding van YouTube, en 'n nuwe ding wat hulle gesien het, en 'n nuwe ding waarmee hulle besig is op die foon, so hulle kan lees, hulle kan intik, hulle kan verstaan, dan kan hulle die Bybel ook verstaan. Dan kan hulle die Bybel ook lees, en ek het net besef, as iets nou moet gebeur met my kinders, of as Jesus nou moet terugkom, ek gaan nie hulle hand kan vashou op pad soontoe en verduidelik vir hulle nie. Dan gaan hulle voor hom staan, en hulle moet 'n verhouding met hom hê, en toe het ek vir hulle verduidelik, kyk hierso, ons moet saam bid as 'n gesin, en ons doen nog steeds elke dag. Maar, as dit kom by tyd in die woord, en jou verhouding met die Here, en jy wat moet hoor wat liewe Jesus vir jou sê, en jy wat hom gehoorsaam, jy moet saam met hom sit. Jy moet lees. Jy moet bid. Ek kan nie dit vir jou doen nie. Ek kan nie vir jou 'n verhouding met hom hê nie. Dis jou verantwoordelikheid. En toe begin ons hierdie ding waar ons om die tafel sit en elkeen van hulle lees en elkeen van ons bid saam. Dit maak nie saak of jou kinders klein of groot is nie. Ek dink dit is nog steeds 'n amazing gebruik om dit saam te doen. Ek gaan eindig met die laaste vee met dit. Ek wil hierdie punt afsluit met 'n vraag. Het jy 'n plek? Waar is jou plek? Waar jy sê, ek gaan hier sit vandag en Bybel lees. Hier's my plek waar ek in hierdie season gaan sit. En het jy 'n tyd wat jy commit om te sê, hierdie tyd vir my dag is my beste tyd, waar ek kan sit, waar ek so 15 minute tot 'n halfuur, ongejaagd, net bietjie gaan stil word en by die voete van die Here gaan sit en sy woord gaan lees. Het jy 'n plek? Het jy 'n tyd? Dis 'n afspraak, 'n vooraf bepaalde afspraak. En mense wat dit nie so approach nie, is mense wat dit nie konstant gaan doen nie. En miskien is dit die enigste klein flaw wat is in jou approach na die Bybel. Dis nie jy verstaan nie of niks van daai nie. Dis nog nie 'n vooraf bepaalde commitment nie. Jy het nie 'n plek nie, jy het nie 'n tyd nie. Dit bring my by die volgende punt en is deel daarvan. Die volgende V is verwagting. Verwagting. Daar moet 'n verwagting by jou wees, en kom ek sê jou wat die verwagting moet wees. Openbaring 3 vers 20 sê die volgende. Jesus praat hier deur Johannes met ons en hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Vir ons om hierdie beter te verstaan, wil ek eintlik daai feesmaal net uitvee en daar's insit koffie drink. Dat jy dit net so sal hoor. Ek wil by jou inkom en ek wil saam met jou 'n koffie drink en ek wil hê jy moet saam met my 'n koffie drink. Hier's Jesus wat vir ons sê, ek wil saam jou kuier. Ek wil saam jou sit. Ek wil saam met jou tyd spandeer. Ek wil met jou 'n afspraak hê. Ek wil net bietjie met jou connect. As dit sê hy staan by die deur en hy klop, waar is die deur? Dis ons harte, né? Ek staan by die deur van jou hart en ek klop en ek wil net bietjie tyd saam met jou spandeer. Dat ek en jy kan connect. Nou, wanneer ek sit met die Bybel, dan gaan dit oor hierdie verwagting. Dat ek met die Here 'n ontmoeting gaan hê. Jesus wil by my wees, hy wil met my ontmoet. Dis die verwagting. Dit gaan nie net oor 'n fisiese boek nie. Kom ons wees gou eerlik met mekaar. As ek na die Bybel kyk en ek check net daai bladsye, dan is ek klaar gedreineerd, nê? Meeste mense is nie mal oor lees nie. So as jy die Bybel sien, as dit vir jou hierdie handboek is, wat jy moet bestudeer, en jy weet al klaar, soos wetenskap op skool, hier's goed hierin, wat vir my, dit kon net so wel in 'n ander taal gewees het, ek verstaan nie wat daar aangaan nie. En jy sien dit net soos dit, en jy moet net lees, en met jou brein hierdie ding uitfigure, dan gaan jy gedreineerd wees, dit gaan vir jou boring wees, dit gaan onvervullend wees. Dis nie net tyd in boek lees nie. Dis soveel meer as dit. Dis ek word bewus van die Here se teenwoordigheid. Die Heilige Gees is saam met my daar by die kombuistafel. Hy lees saam met my. Inteendeel, kan ek jou sê, as hy nie saam met jou lees nie, sal jy nooit die Bybel verstaan nie. In die opsig dat jy gaan nooit openbaring kry nie. Jy gaan 'n paar goedjies interessant vind, maar dit gaan nooit wees, jy gaan nooit die Here ervaar
praat met jou nie. As jy nie eers bewus word van sy teenwoordigheid nie. As jy nie eers besef, hierdie is ek wat tyd maak vir die Here. Hierdie is my stilte tyd. Hierdie is ek wat by die voete van Jesus kom sit en ek kan sommer 2 koffies maak want hy sit reg hier langs my. Al kan ek hom nie sien nie, ek glo dit met alles in my, hy's hier. Hy wil met my tyd spandeer. Ek wil met u tyd spandeer. So ek maak tyd, ek het 'n verwagting dat die lewende woord hier gaan uitkom, juis omdat u saam met my hier is en is nie net ek en 'n boek nie. Dis nie net ek en lees nie. Ek sien dit soos 'n mentorsafspraak. Dink gaan aan 'n mentor. Wie's daar in die wêreld wat jy graag sal wil ontmoet op hierdie stadium? Dink gaan aan iemand, 'n man of 'n vrou wat jy graag sal wil ontmoet en as ek vir jou sê môreoggend 5:00 is hulle in jou huis en hulle het so 'n halfuur, hulle vlieg Suid-Afrika toe, hulle het so 'n halfuur wat hulle hier by jou kan tyd spandeer en hulle wil net gou 'n bietjie met jou chat. Hoe sal jy voel daaroor? Wat sal jou verwagting wees? Ek meen, jy sal opgewonde wees, jy sal sukkel om te slaap, want jy sal graag by hierdie persoon wil uitkom en sien hoe is hulle as mens nou so saam is. Hoe sal hulle teenoor, wat is hulle presence? En hoe dink hulle, wat is hulle persoonlikheid, hoe dink hulle oor goed, wat is hulle siening oor goed, jy dalk 'n vraag of 2 wat jy vir hulle sal wil vra, maar jy sal gaan met 'n verwagting. Nou net so met stilte tyd, ons moet gaan, ons moet kom met 'n verwagting. Moet kom met 'n verwagting, want weet jy wat, Jesus Christus is die mees inspirerende mentor wat daar is. Die een wat jy regtig nodig het en wat ek regtig nodig het. En wanneer ek sit met Bybel lees, gaan dit nie oor lees nie. My tyd in die Bybel is soveel meer as dit gaan oor ek sit saam met die mentor. Om by sy voete te wees, om tyd saam met hom te spandeer, om met hom te chat en dan oop te maak en te sê, chat met my Here. Ek weet u wil met my ontmoet. Ek wil hoor wat wys u vir my oor u self. Ek wil sien wat wys u vir my oor myself, wat wys u vir my oor die lewe, oor versoekings, hoe gaan die duiwel my trap? Ek wil hê u moet my bewus maak van en sensitief hou oor wat is die prioriteite waarop ek moet fokus, wat is die regtige belangrike dinge in die lewe en wat is dalk nie sonde nie, maar is distractions. En ek moenie daarmee besig wees nie. Ek moet fokus op die belangrikste goed. Kom wys vir my Here, hy wil vir jou 'n lewende woord gee vir hierdie seisoen van jou lewe. Waarmee jy moet besig wees en wat jy moet los. Dit sal nooit gebeur as jy nie glo hy's daar en hy wil met jou praat nie, as jy nie daai verwagting het nie. En miskien 'n goeie 'n praktiese dingetjie hier wat ek op 'n call het ek gesukkel hiermee. Want die lewe is mos maar gejaag. Jy staan op en jou kop is besig, so jy sal klaar besig met hierdie 10 goed in jou kop wat vandag moet gebeur. En dan al lees jy Bybel, is dit asof ek nou net hier gelees, maar ek het gelees want ek kan nie eens onthou wat het ek gelees nie. Want terwyl ek lees sit en dink ek aan al hierdie goed. Om net te kan ook stil word en present te kan wees. 'n praktiese punt wat my gehelp het is om net jou oë te sluit, stil te word en net vir die Here te sê, welkom Here. Goeiemôre Here. Welkom u, wees asseblief saam met my en lees vir my, help my, leer my u woord. Want kan ek jou sê, die kere wat ek nie present is soos dit nie, dan ervaar ek ook nie sy presence nie. Dan is hy ook nie present vir my nie. As ek nie teenwoordig is nie, as ek nie hier is nie, dan ervaar ek ook nie dat hy hier is nie. Dan is ek besig met 'n boek en is hierdie gejaagde tyd en nader ek voel ek jaag hierdie tyd verby. Julle wat getroud is sal weet, man en vrou, as jy altyd gejaagde tyd saam spandeer, dan word dit nader 'n frustrasie. En wat moet jy dan doen? Dan moet jy sê, hey, ons jaag nou hier vorentoe, ons moet stop, ons moet ongejaagde tyd saam spandeer, waar ek net present is, waar ek net hier fokus op jou, luister vir jou, en ek kat vir 'n oomblik bietjie die wêreld uit. En ek meen, dit vra 15 minute tot 'n halfuur familie, 'n dag. Hoe min is dit eintlik, as ons sê, 1/10 van alles wat ek het, behoort aan die Here, alles wat ek het, behoort eintlik aan die Here. Maar as ek hom 1/10 van my tyd gee, is dit 2.4 ure 'n dag. En ons sukkel met 10 minute, en ons sukkel met 15 minute,
hoe het die duiwel al nie in ons lewens ingekom om ons net so besig te hou. Nie met sonde noodwendig eers nie, net met goeie dinge, maar ons is so besig, dat selfs wanneer ons met die Here spandeer, is net gejaag. Geen wonder ons ervaar nie sy teenwoordigheid nie. En wat doen ek, as ek veral in die oggend, ek glo, ek's nogal believer van oggendstilte tyd, al is dit dat jy net opstaan en bid, en jy lees 'n ander tyd Bybel, maar vir my is dit belangrik, want wat doen ek as ek in die oggend opstaan, as ek op 'n Sondag kom en ek begin my week met die Here, en ek staan elke oggend op en begin my dag met die Here, wat doen ek? Ek sê vir hom, en ek wys vir hom, U is die belangrikste afspraak in my dag. Ek kan vandag met Donald Trump en wie ook al gaan ontmoet, in hierdie wêreld wat groot is of dink hulle is groot. U is die belangrikste afspraak van my dag. As ek nie by U sit nie, as ek nie by U hoor nie, niemand anders gaan regtig inspraak in my lewe kan lewe nie. Wat sê daai psalmskrywer? Moenie net luister vir die goedjies buite nie. Kom sit by die woord van die Here, dat hy jou leer. Het jy daai verwagting? Die derde V is volhard. En ek wil begin hier met woorde van Jesus. Jy sal sien daar, toe ek hierdie prentjie gekies het, toe sien ek daar staan so van die naam, Giovanni. En toe dink ek, die mense gaan dink, wat 'n snaakse goed sit hy nou hier op, wat 'n Bybel, is nie eens 'n Bybel daai nie. Giovanni is eintlik die Italiaanse naam vir Johannes, okay, so dis nie 'n weird Bybel nie, is Italiaanse Bybel daai. Moenie hom lees nie, lees hier woorde wat ek nou vir jou opsit. Dis Afrikaans. Johannes 15 vers 1 tot 4 sê Jesus, ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af. Maar elkeen wat wel vrugte dra, snoei hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. Kan jy hoor, dis 'n proses. Hierdie is 'n proses. As jy die Here dien en jy leef reg, in elke season is dit nie net voorspoed en seën nie. Deel van 'n geseënde pad met die Here is ook om gesnoei te word. Dis deel van die proses. Dan sê hy vir hulle, julle is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Kan julle sien die klem op, julle moet bly in my. Jy kan nie uit jou eie uit gaan probeer om vir die Here te lewe of om hierdie goed met jou kop uit te figure nie. Jy moet in hom bly, jy moet in 'n verhouding met hom bly. En dan sê hy hierdie in Johannes 15 hoe ons in hom moet bly in vers 7 tot 8. Dan sê hy, as julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê. Vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Kan jy hoor, hy sê hierso, hy wil hê ons moet vrug dra, né? Vrug dra is nie net iets wat gebeur nie, dit gebeur in die einde van 'n proses. En jy kan nie vrug dra as jy nie eers iets geplant het nie. Nou, as ek met 'n saadjie in my hand staan, daai gaan niks beteken as ek hom hier sit nie. Ek moet hom in vrugbare grond gaan plant. So vir my om die vrug te dra, die potensiaal wat ek het en dit wat God in my lewe wil doen, wat moet ek in my plant? Ek moet sy woord in my plant. En dan moet ek dit water en ek moet aanhou om te lees en aanhou om by sy voete te sit en aanhou om vir hom te luister. Ek moet volhard in my tyd met sy woord. Kan ek jou sê familie, Openbaring, dit vat tyd en dit vat werk. Partykeer, hoor mooi, partykeer vat Openbaring, met ander woorde, dit wat ek hoor, wat die Here vir my wil sê, en dat ek regtig sien, hier's iets wat ek voel die Here probeer my wys. Hier's iets wat ek nou kry hier, wat ek voel ek aan moet werk. Iets wat moet verander in my lewe, iets wat ek moet gaan doen. Ek sien dit nou hier, wat die Here vir my wys. Partykeer vat dit dae. Partykeer vat dit weke, voor jy 'n woord van die Here ervaar. Ek dink baie mense gee op, want die duiwel laat hulle dink, jy hoor niks, jy mors net jou tyd daar. Hoeveel dae sit jy nou al daar? Dis omdat jy nie weet hoe om die Bybel te verstaan en goed elkeen, dan sit hy en lieg vir jou en mense gee op. Kan ek jou sê, jy kry nie
openbaring sonder volharding nie. Volharding is partykeer die toets voor die volgende openbaring. Die Bybel is nie geskryf as soos 'n dagstuk boekie nie. So jy gaan nie elke dag daar sit en dan lees jy iets en dan is daar 'n boodskapie net vir jou vir vandag nie. Dis nie hoe die Bybel geskryf is nie, dis ook wat dit moeilik maak. En hoekom maak die Here sekere goed so moeilik in die lewe? Dis want dit vat geloof. Want net iemand wat regtig lief is vir hom en vertrou in hom en glo in hom, dat hy besig is om te werk, sal die commitment maak om te bly sit en te sê, Here, I don't get it, but I know you will help me to get it. So ek sit hier, ek commit, ek bly en as jy volhard, dan sal jy vrug dra. Dan sal jy sien hoe hy in jou lewe begin werk en hoe die Gees in jou begin werk en vir jou iets hier oopbreek. Dis baie soos kos. Julle gaan nou vanmiddag gaan, jy gaan lekker gaan chow, terwyl jy daar sit en eet. Voel jy nie dat daai kos se voedingswaarde, jy voel dit nie of sien dit nie in jou begin werk. As jy nou gaan en jy drink 'n protein shake, jy gaan nie kyk vir jou bicep en sien hoe groei hy. Terwyl jy daai shake drink hom sommer so. Dat jy sien hoe groei jy nie. Dit gaan nie gebeur nie. Jy voel niks terwyl jy eet nie. Maar hou aan om ongesond te eet vir 'n jaar lank, jy gaan dit sien. Jy gaan dit sien en jy gaan dit voel. Hou aan om gesond te eet vir 'n jaar lank, jy gaan dit sien. Die verskil gaan duidelik daar wees. Ander mense gaan dit in jou lewe sien. Net so met Bybel lees. Jy kan nie 'n paar keer bietjie lees hier vir 10 dae en sê, hier gebeur niks nie. Ek sien dit nie, ek voel dit nie. Hou aan. Dit vat volharding. Wanneer ons volhard en jy hou aan lees en daar's hierdie verwagting en jy hou aan by die Here sit met die vertroue, die Heilige Gees is besig om te werk. Hy's besig om hierdie woord in my te plant. Hy's besig om die grond van my hart te breek, om die onkruid uit te trek. Hy's besig om te werk. As jy volhard, dan sal jy die vrug sien. Daar's 'n baie interessante studie wat gedoen is. Dylan het my laasweek daarvan herinner oor die Bana groep het hierdie actually gedoen oor die effek, die impak van Bybellees in mense se lewe. En dis baie interessant hoe hulle sê mense wat eenmaal 'n week lees of onkonstant bietjie Bybel lees of preke kyk of wat ook al, dit het geen effek in hulle lewe nie. Jy een keer 'n week Bybel lees, geen effek in jou lewe nie. Dan het hulle gekyk mense wat 2 maal tot 3 maal 'n week lees, daar's iets van 'n effek persoonlik vir hulle, maar nie soveel dat ander mense in hulle lewe die verskil kan sien nie. En dan het hulle gesê, maar as jy 4 maal of meer Bybel lees 'n week, die mense in die studie wat 4 maal of meer gelees het, die impak wat dit in hulle lewe maak, hoe dit hulle lewe verander, is massief. En dan soveel so dat die mense in hulle lewe, hulle gesinne en mense wat hulle ken, getuig dat daar's 'n drastiese verskil in die manier hoe hierdie mense die lewe sien, in die aura van hierdie mense, as daar konflik is, as daar probleme is, daar's net altyd 'n ander woord wat uit hulle uitkom, iets anders in hulle gemoed. Daar's 'n duidelike verandering as jy 4 maal of meer Bybel lees. Nou kan ek jou sê, hoe gaan jy 4 maal of meer Bybel lees? Jy gaan dit net doen as jy nommer 1 vooraf bepaalde afspraak gemaak het. Jy gaan dit net doen, nommer 2, as jy regtige verwagting het, as jou dryfveer is, nie om met 'n boek besig te wees nie, maar om met Jesus self besig te wees, en die boek en lees is deel van die proses, maar dis nie waaroor dit gaan nie, en jy daai verwagting, en jy begin om ervaar, en derdens, as jy volhard, en jy hou aan, in daai dae, en daai weke, wat jy lees en lees en lees, of van daai boeke wat bietjie moeiliker is, en jy lees, en jy kry net niks daar uit nie, dat jy besef, hierdie is een van daai seasons, waar hierdie vrug vat 'n bietjie langer, maar hy sal kom. Ek moet aanhou, die Here is by my, en hy's besig om te werk. As jy daai 3 goed doen, then you're well on your way. Jy sal sien hoe die Here in jou werk, jy sal sien hoe hy deur jou begin werk. Dit bring my by die laaste punt, wat ook 'n ondersteuningspunt is, en dis vriende. Dis vriende. Ek wil gou iemand vorentoe roep. Dylan, quickly come to the front. Ja.
Stand there, stand there. Oh, no, you must be in this camera, so you must stand here. Hou daai ding uit voor jou. Reguit, né? Moenie laat hy sakkie. Daar's hy. So laat hulle net 'n rukkie daar staan. Ek gaan 'n skrif vir ons lees en ek gaan lekker stadig lees. Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Dan moet 'n shift kom van net sien nie die dik boek met bladsye, dat ek net besig is met bladsye, na die Here is besig om te werk in my hart. Nou, op 'n paar plekke in die Bybel word die woord vergelyk met 'n swaard. En wanneer mens net begin om Bybel te lees, wanneer jy net begin om die swaard vas te hou, dan voel jy sterk en jy kan voel hoe hierdie begin, ek leer nuwe goed van die Here, ek word wyser oor die lewe en ek begin hierdie swaard gebruik, ek veg versoekings, ek voel goed, ek voel die Here is besig om te werk in my lewe en jy's besig met jou Bybel en jy gaan en jy voel hoe dit jou lewe verander en jy voel sterk en jy voel goed. Hoe lank dink julle kan Dylan hierdie swaard hou? Reguit, ophou. Dink julle sal 'n dag kan doen? Nie eers 'n dag nie, nee, never mind nog te praat van 'n week. Wat is nodig vir hom om hierdie bo te hou? Wat is nodig? Ondersteuning. En al wat ek hoef te doen is dit. En kan jy dink as daar nog iemand kom, en as daar nog iemand kom, wat elkeen net 'n vinger bysit, net om te ondersteun. Thank you, man. Ja, dankie. Die rede, hoekom meeste mense nie volhard, soos ek sê, volharding is key in Bybel lees, maar die rede hoekom meeste mense nie volhard nie, is wat hulle begin, en hulle staan, en hulle staan, en hulle staan, en hulle traai self, en dan sê die duiwel, hey man, as jy 'n goeie Christen is, jy moet hierdie kan doen, jy moet Bybel lees, hoekom verslaap jy nou alweer? Staan op, lees weer jou Bybel, en hulle traai en hulle sak, en hulle traai en hulle sak. Die rede hoekom meeste mense nie volhard met Bybel lees nie, is eenvoudig, want hulle probeer dit alleen doen. Kan ek jou sê, ek het julle vertel van daai vriende van my, wat nou al vir 10 jaar lank aan een Bybel lees, elke oggend, en hulle het die Bybel al 'n paar keer deurgelees. Weet julle hoe doen hulle dit? Elke oggend staan hulle op, dan sit hulle, dan lees die vrou, dan lees sy Bybel, en dan chat hulle oor dit wat hulle lees. Elke oggend doen hulle dat, doen dit al vir 10 jaar lank. Dan chat hulle oor wat hulle lees, en hulle het al ander mense ingebring by hulle Bybel lees. Dan chat hulle oor dit, en skryf selfs neer, dit wat hulle lees. Kan ek jou sê, wat is een van die beste goed vir jou om te doen, as jy nou kom, Genesis, lekker stories, jy voel sterk en jy's daar. Nou kom jy hier by Exodus en Levitikus en Numeri, en is weer, hierdie is 'n bietjie ander boeke, en is moeilik om te verstaan, en kan ek jou sê, wat is die beste ding vir jou om te doen? As jy getroud is, jou man of vrou, lees daai boek saam. As jy kinders het, kinders is so wise met hulle fone, laat hulle leer om ChatGPT te gebruik vir Bybel lees. En as jy 'n vraag het, en jy verstaan nie, wat Moses gaan hier aan, wat is die konteks, wat is die, tik dit op ChatGPT in. Kyk wat is die konteks. Gebruik Google, kyk wat is die konteks, kry die konteks oor die boek, kyk wie is die karakters, kyk wat het gebeur, en ek beloof vir jou, nie net gaan dit interessant wees nie, jy gaan kan volhard. En nie net gaan jy kan volhard nie, jy gaan die vervullendste manier ervaar van Bybel lees. En dit is saam met ander mense, want as jy dit saam met ander mense doen, wanneer jy dit saam met ander mense doen, jou perspektief doen iets in hulle lewe, dit hou hierdie swaard op vir hulle. Daar waar hulle sukkel, is waar jy ophou. En jou perspektief en inspraak doen iets in hulle lewe.
En hulle perspektief en inspraak doen iets in jou lewe. En as jy op so 'n journey is saam met mense, kan ek jou sê, dis die vervullendste manier om 'n disipel te wees. En dis die een manier wat gesteel is uit die kerk vandag. Mense het nie meer tyd vir ander mense nie. Ons gaan in ons tweede kwartaal aggressief, en ek weet nie of dit die regte woord is nie, maar ek praat nou teen die duiwel, aggressief begin met klein groepe. Om net 'n ding te launch, om te sê, hey, wanneer ons saam journey met mekaar, dis wanneer hierdie gebeur. En ons probeer om hierdie ding self te hou, en te fight, en ons word moeg, maar ek voel, hey, ek as 'n Christen, ek kan, en die duiwel sê vir jou, ja, jy kan, en jy moet, en hoe meer jy probeer, hoe meer sukkel jy, en hoe meer verloor jy, en die key is, waar is jou vriende, waar is jou familie, en waar is jy daar vir hulle? As ons hierdie 4 V's in ons lewens toepas, en dis maar net basiese beginsels, kan ek jou sê, dan sal jy ervaar hoe die Here in jou lewe begin werk. En jy sal ervaar hoe dis soveel meer as Bybel lees, dis soveel meer as dit. En ek love hoe, net van laasweek af, hoe die Here besig is om in mense se lewens te werk. En hoe van julle vir my gesê het, julle het weer 'n commitment gemaak, 'n vooraf bepaalde commitment het van julle reeds gedoen, om te sê, ek gaan weer begin Bybel lees. I've let it go, ek het dit gedrop. En as jy dit kan doen, saam met hierdie ander beginsels, dan gaan jy sien, hoe die Here amazing vrug in jou lewe na vore bring. Ek wil afsluit met 'n uitdaging. Ek het hierdie voorbeeld gesien in 'n fliek, The Forge. Dis dieselfde mense wat War Room gemaak het, wat 'n Christelike fliek is. Hierdie is The Forge, is die volgende een, is die nuutste een, hy is nou net uit op Netflix. Doen dit, maar hê baie tissues by jou. Jy gaan 'n paar keer huil, maar nie in 'n bad way nie. Dit is 'n amazing fliek. Van hoe die Here iemand se lewe verander en hoe hy mense saam gebruik om saam te journey vir hom. Kyk dit saam, it's great fliek vir 'n gesin om saam te kyk, is great vir 'n klein groep, The Forge. Gaan kyk dit. Dis my huiswerk vir die week, en dan wil ek afsluit net met hierdie 4 vrae. Het jy al 'n vooraf bepaalde afspraak met die Here gemaak? Het jy op hierdie oomblik, het jy vir môreoggend 'n vooraf bepaalde afspraak met die Here? Is daar 'n date? Het jy 'n plek? Het jy 'n tyd? Kies een. Het jy 'n verwagting oor die Here wat met jou gaan ontmoet? Dat jy nie gaan besig wees jy in 'n boek nie, maar dat die Here daar by jou sit, en slegs eers wanneer hy daar by jou sit, word daai boek lewend. Het jy daai verwagting? En is jy bereid om te volhard? Daai kere wat jy lees en wat jy deur, kom ons noem dit 'n draaispel gaan. Wat jy lees en dit voel net vir jou, Jesus, die Here voel ver, dit voel vir my ek bid en ek lees, maar ek hoor niks, ek voel niks, dat jy sal onthou. Jy voel en sien ook niks wanneer jy eet nie, maar jy gaan nie ophou eet nie, gaan jy? So hoekom gaan jy ophou Bybel lees? Hoekom gaan jy ophou tyd spandeer saam met die Here? Volhard. En as jy sukkel, as jy regtig sukkel, wat moet jy doen? Wie is jou vriende? Wie is jou mense? Na wie toe jy kan gaan en sê, hey man, ek is besig hier, maar ek stoei, ek sukkel. Kom ons lees bietjie saam, asseblief. Lees saam met my, kom ons bestudeer 'n boek saam, ek is besig met hierdie, waarmee is jy besig, miskien kan ons saam iets kies, kom ons bestudeer net bietjie saam, en ons kyk wat die Here doen, en ek beloof vir jou, jy sal sien, dan sal jy sien, hoe die vrug ewe skielik weer kom, en dit is nodig om dit te sien, hè? Daar moet tog vrug wees, daar moet lewensverandering wees, daar moet openbaring wees, maar daar is hierdie beginsels wat die Here vir ons in die woord gegee het, and we've let it fall. Ons kan dit nie doen op ons terme nie, ons doen dit op die Here se terme. Dan sal ons vrug dra. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die swaard van u woord. Dankie dat dit so heilig en lewend is.
wanneer U by ons sit, en dankie dat ons net weer na U woord kan kyk, en juis kan hoor U hart, U 'n begeerte, om by elkeen van ons te sit. Om met elkeen van ons te ontmoet, en van ons is dalk nou in daai draaispel, en daai tydperk waar ek hoor niks, ek voel die Here, dit voel net asof hy ver is van my af. Mag hulle vandag besef, dit is nie die waarheid nie. Maar soms is daar die toets van volharding. En gedurende daai toets, Heilige Gees, is U al die tyd besig om te werk, maar ons weet ook is die vyand al die tyd besig om te werk. En hy sit hier op ons skouer en sê net vir ons, gee net op, dit werk nie. En hoeveel keer luister ons nie na daai stem in plaas van U se nie? Wat sê, ek glo in jou, glo jy ook in my, en volhard, en jy sal sien hoe ek vrug dra in jou lewe. Gaan ontmoet met jou familie en vriende, jou kerk, ontmoet met mense, lees saam, bid saam, vertrou saam, en jy sal sien hoe ek in julle midde werk, en weer 'n nuwe werk doen in hierdie seisoen, dat daar vars vrug in jou lewe sal wees, in jou gesin se lewe sal wees, en in ander mense se lewe sal wees, as gevolg van jou ondersteuning. Van die swaard raak soms swaar, die lewe raak soms swaar. Dit wat U van ons vra, is soms swaar. En ons kan dit nie alleen doen nie. Dankie vir U ondersteuning, dankie vir U familie, wat U bymekaar bring, op verskillende gebiede in 'n dorp, om te sê, commit en help mekaar, ondersteun mekaar, dra mekaar se laste, dra mekaar se swaar, wanneer die swaard swaar word, sodat jy vrug kan dra. Ons het U lief, U is 'n goeie Pa, en in Jesus naam sê ons saam as U kinders, Amen. Amen.